Goeie naand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Jy weet, daar's baie mense wat met verskriklike interessante idees vorendag kom en dan wil hulle net vir jou probeer verduidelik dat die skrif, die Heilige Bybel, is Engelse woord gekorrupt. Hulle sal sê nee, die Romeinse Katholieke Kerk het die Bybel so saamgevoeg en die een het gelieg en by die Council of Nicaea dit en dat en so. En dan is daar nou baie mense wat bietjie liggelowig is, wie se geloof nou skade ly en wie se geloof nou verbreek word. Maar een van die mees wonderbaarlikste dinge van die Bybel is hoe die dinge aan mekaar raak en aan mekaar skuif. Vanaand wil ek graag hierdie gedagtes met julle deel. Een gedagte oor wie is Jesus en wie is dan nou die woord en waar kom Johannes aan hierdie gedeelte van 1 Johannes of van die evangelie van Johannes waar hy sê in die begin was die woord en die woord was God. Dis nie iets wat hulle uit hulle dam uitgesuig het nie. Petrus, Johannes en Paulus bly en sê dit wat ons by ooggetuies gehoor het. Petrus sê dit wat ons gesien het. Johannes sê dit wat ons gesien het en aangevat het. Dit is wat ons julle vertel. Dit is nie fabels en verhale nie. Hierdie is die waarheid. En ons gaan vanaand dan spesifiek kyk na die evangelie van Johannes, die eerste hoofstuk, die eerste vers. En ek het nou nie daar oopgemaak nie, maar ek dink dit sal dalk 'n goeie idee wees om dit net gou vinnig daarso te lees. En ons gaan vanaand soos ouer gewoonte uit die King James uit lees. En ek weet nie, dit is net partykeer is die Afrikaanse vertaling net so 'n klein bietjie lomp. Ons is amper daar, net so oomblik. The Gospel according to John, opskrifie daar is, the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Johannes het dit nie sommer net opgemaak of uit sy duim gesuig nie. Johannes het sy skrif geken. En dit wat Johannes hier aanhaal, sluit aan by wat in Genesis 15 geskryf staan. En ons lees daar vanaf die eerste vers. And after these things, the word of the Lord, en dit is hoofletter Lord, né? Dit is the name of God Bible. So hy gaan vir jou nakkie sê Yahweh. Came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, O Abraham, I am thy shield and thy exceedingly great reward. And Abraham said, en dit is nou belangrik, né? Luister die verskil tussen wat die skrywers skryf en wat Abraham antwoord en die manier wat hulle nou die woord aanspreek. Abraham said, Lord God, die Afrikaanse 53 sal sê, die Here klein letter, Here groot letter, né? Adonai Yahweh. What will thou give me, seeing I go childless, and the steward of mine house is this Eliezer of Damascus? And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Nou luister mooi. And behold, the word of the Lord, Yahweh, hoofletters, came unto him. So fisies het die woord gekom. Fisies. In die vorm van 'n mens het die woord gekom na Abraham. En dan sê dit, saying, né? So hulle praat met mekaar, hulle is in direkte verbintenis met mekaar. This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Luister, die tweede belangrike ding hierso. And he, so nou het ons geleer, né? Die woord van God het in 'n menslike vorm na Abraham toe gekom en vir hom gesê, wie gaan sy erfgenaam wees? En toe het hy, so ons sien dat hierdie woord van God is manlik, brought him forth abroad, so hy het hom uitgelei na buitekant toe, so hy was fisies binne in die tent saam met Abraham en toe gesels hulle
en hy lei vir Abraham uit na buitekant toe. And said, Look now towards heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed Yahweh, Lord with letters, ne? And he accounted it to him for righteousness. Skrywer sê, dit is God die Vader wat hier aan die woord is. Abraham sê, dit is Adonai Yahweh. Johannes sê, dit is Jesus. Baie belangrik. And he said unto him, hy gaan verder, ne? Hoor nou wat sê Adonai Yahweh, wat sê die Here? Hy sê, I am Yahweh, I am the Lord, capital letters, that brought thee out of the out of Ur of the Chaldeans, to give thee this land to inherit it. En Abraham antwoord weer, and he said, Adonai Yahweh, Here. Jy kan gaan kyk, wanneer dit by Sodom en Gomorra kom, en wanneer dit by Lot kom, dan speel hier dieselfde tipe van scenario af. Die skrywer sê, Yahweh kom, God die Vader kom, soos wat mense nou verduidelik wie Yahweh is, en Abraham spreek hom aan as Here. Maar ons sien dat dit Christus is, en op die einde van die dag dan, is die een wat in die hemel is, die Vader wat in die hemel is, en Christus wat op aarde is, wat die oordeel volstrek. En Amos 4:11 is baie interessant hierso. Hier sê die profeet dat die God wat in die hemel was, en die God wat op aarde was, is tesamentlik God. Baie interessant, maar ons wil net vandaan daai dingetjie uitgewys het van, Johannes sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En hier kom die woord van God in 'n menslike vorm. Hy kom na Abraham toe, eers in 'n gesig, daarna fisies. Hy kom gesels met Abraham, hy neem hom by die hand, hy lei hom uit, hy gee vir hom die belofte, en hy verklaar hom regverdig deur sy geloof. En dit is ook 'n ander baie belangrike punt, né? Ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Mag die genade van ons Here Jesus met julle wees. Amen.